Hallo daar. Ek hoop julle is reg vir 'n bietjie statistiek. En dat julle nog die werk kan onthou. Statistiek is 'n great plek om punte bymekaar te maak. Maar omdat dit gewoonlik so maklik is, gaan ons vinnig daardeur en dan kan ons boggerol onthou. Soos altyd werk ek deur die vraestel in die tweede helfte van die video. Dit help om die vrae eers self te probeer, want ons breine onthou dinge beter as hulle bietjie moet struggle vir iets. Vir die van julle wie se breine so bietjie roereier is met hierdie werk, ek doen nou 'n hersiening, so hang net vas. En as jy reg is om in te spring met 'n vraestel, skiep nou hierdie tyd. OK, kom ons begin hierso met die hersiening vir graad 11 statistiek. Nou, ek gaan nie alles hersien nie. Ek gaan net fokus op wat jy in die vraestel nodig het. Nou, die belangrikste ding hierso is, weet jy hoe om jou calculator te bestuur? So, as daar net een ding is wat gemeet word, soos byvoorbeeld, hoeveel groen Smarties jy elke keer in 'n Smartie box kry, hoe gebruik jy jou calculator om dit uit te werk? Nou, as jy 'n Casio het, gaan dit wees mode. En dan gaan jy die keuse kies wat sê stat. En dan gaan jy die enetjie kies wat sê 1 var, wat beteken 1 variable, soos in 1 veranderlike. Ons meet net 1 ding. Ons meet nie wat jou gewig doen in vergelyking met hoeveel chicken nuggets jy eet nie. As jy by Casio is, dan tik jy jou waarde in, so sê nou maar 7, en dan druk jy is gelyk aan om die waarde in te lees. En dan tik jy volgende getal in, sê nou maar minus 8, is gelyk aan, en so aan en so voort. En as jy waarde soek, dan druk mens shift, en nommer 1. En dan soek jy vir die enetjie wat sê VAR vir variables. Die goed wat jy gewoonlik gaan nodig hê is hierdie ouetjie wat jou gemiddeld is. En ek weet nie of julle soos ek is nie, maar ek krok altyd die mekaar wat in is dit. Dus hierdie fancy ouetjie is jou, ek dink is dit. Hierdie ouetjie is jou standaard afwyking. As enige van julle 'n goeie manier het om te onthou, dis hierdie een en nie hierdie enetjie nie. Sit dit onder in die comments, asseblief. OK, kom ons praat 'n bietjie oor die gemiddeld en die standaard afwyking. Nou wat hulle partykeer doen, is hulle vra vir jou, hoeveel van die goeders wat jy gemeet het, is binne een standaard afwyking van die gemiddeld. So wat daar gebeur is, sê nou maar ons werk ons gemiddeldheid, ons het daai groens, ek het nou vir 10 dae in 'n ry elke dag 'n boksie Smarties geëet, en ek tel elke liewe keer hoeveel groen Smarties kry ek. En dan kry ek 7, 7, 8, 9, 10, 10, 11, ek kan nie onthou hoeveel dae ek gesê nie, maar kom ons sê dis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 7 dae in 'n ry, maak ek elke keer 'n boksie Smarties oop en ek tel hoeveel groen Smarties ek het. Dan gaan ek 'n sommetjie hierso doen om my gemiddeld te kry. OK, en dit sê hier vir my gemiddeld is 8,857, whatever, so met ander woorde my gemiddeld is 8,86. Alright, en dan is my standaard afwyking is 1,456, whatever, so hy rond af na 1,46. OK, so
As hulle sê 'n ding is binne een standaard afwyking van die gemiddeld, of hulle vra hoeveel van my dae is binne een standaard afwyking van my gemiddeld. Wat hulle bedoel is, as ons 'n getallelyn het. Ek het so goed gedoen, hy was amper reguit. Okay, not bad, I can live with that. My gemiddeld is hier so by 8.86. En dan sê hulle binne een standaard afwyking. So dan wat ek doen is van daar na daar plus ek standaard afwyking en van daar na daar minus ek standaard afwyking. So kom ons kyk wat daai getalle is. 8.8 6 minus 1.46. Aan hierdie kant kry ek 7.4 en aan hierdie kant kry ek 10.32. En dan vra hulle hoeveel was, met wat het ek gesê, binne een standaard afwyking. Hierdie 7 en daai 7 is aan hierdie kant, so hulle is nie in nie, so dit gee vir ons 8, 10 pas nog in, 10 pas nog in, want 10 is hier so net voor, hier soos 10, hier somewhere, hier soos 9, 8 is hier so somewhere. Jo, hierdie getallelyn is bietjie wild. So, hierdie is 'n vraag wat hulle lief is om te vra by gemiddeld en standaard afwyking. So, wees reg vir hom. Okay, hier is die vraestel. En hier kom die memo. Alright, so hier is ons nou by die eerste vraag. Kom ons kyk of ons hom gedoen kan kry. Kom ons begin by 1.1.1. Die gemiddelde aantal brode wat per dag bestel word. Ek moet dalk eers die informasie lees. 'n Bakkery teken al die brode wat 'n snoepwinkel daagliks oor die laaste 18 dae bestel het. Die inligting in die tabel word hieronder aangetoon. Okay. Ek sien hulle die data al klaar vir ons in volgorde gesit. So dis awesome. Baie dankie. En hulle tel net een ding hierso. So, let's get to it, shall we? Hulle vra vir die gemiddelde aantal brode en dan sien ek sommer in die volgende vraag by 1.1.2, hulle wil standaard afwyking hê. Dit beteken, ek gaan sommer dadelik alles in die calculator inlees met mode stat en dan die tipe 1 wat ek hier so lees, dis net dis net een veranderlike, so dis daai 1-var. Bam! Nou, laat ek dit gou inlees. 2 very boring minutes later. Okay, en ek het dit uiteindelik gedoen en my gemiddeld volgens my calculator is 22. Nou, vra hulle vir die standaard afwyking en alles is klaar gedoen. So, hier gaan ons. 1.1.2. Ons soek hierdie chommy. En hy is 10.17 afgerond. En dan 1.1.3. Hulle vra vir ons die aantal dae waarop die aantal brode wat bestel is, een standaard afwyking bokant die gemiddelde was. Nou onthou, wanneer ons so 'n som doen, ons het ons gemiddeld en dan het ons plus 1 standaard afwyking daai kant toe en ons het minus 1 standaard afwyking daai kant toe. So hierdie is jou gemiddeld minus hierdie chommy en hierdie een is jou gemiddeld hierdie is jou gemiddeld plus hierdie een
hierdie is jou gemiddeld, minus hierdie een. Ja, so hoe lyk ons waardes? Ons het 22, hier het ons 22 plus 10.17, en hulle vra net vir ons bokant, so ons hoef nie oor hierdie kant te worry nie. So hierdie ouetjie is 32.17, en nou moet ons net gaan soek vir die dae waarop die aantal brode wat bestel is, een standaard afwyking bokant die gemiddelde was. So dit is bokant 32.17, dis daai chom, daai ene, so dit is 5 op te som. 1.2 sê hulle die eienaar van die snoepwinkel, so aanvanklik het ons met die bakkery gewerk en nou gaan ons in die snoepwinkel. Kon nie al die brode verkoop wat daagliks afgelewer is nie. Hy bereken dat die gemiddelde aantal brode wat oor die 18 dae verkoop is, 20 is. Bereken die aantal brode wat nie oor die 18 dae verkoop is nie. Die gemiddeld wat verkoop is aan die snoepwinkel is 22. Dis vir die bakkery hierso gekry het. Ons het die antwoord hierbo gekry. Maar hierdie ou het nou sy eie gemiddeld gaan uitwerk vir sy situasie, nie die bakkery se situasie nie. En hy kom agter hy het net 20 verkoop. Nou, al wat jy hoef te doen is om te sê, wel, 22 minus 20 is 'n verskil van 2. So, dit beteken, die ou het gemiddeld elke keer 2 brode te veel gehad in sy winkel. En hy het vir 18 dae 2 brode te veel gehad. So ons vat hierdie 2 en ons maal hom met 18. So hy het 36 brode nie verkoop nie. Watter een van die 2 mond- en snordiagramme hierbo geteken is die korrekte verteenwoordiging van die data? Skryf 'n rede vir jou antwoord neer. Die eerste ding wat ek raak sien is die minimums en die maksimums lê op dieselfde plek. Maar wat wel op wildly verskillende plekke lê is die mediane. So hierdie een sin lê by 30 en daai een sin lê by tussen 18 en 19. Nou, ek weet nie of julle kan onthou nie, maar die manier wat mense mediaan uitwerk, jy kry eers sy posisie, en om dit uit te werk, doen jy 'n half maal hoeveel data waardes daar is, plus 1, so in ons geval is dit 18, plus 1, dan is 2, 4, 6, 18, 12, 14, 16, 18, plus 1 geef my 19, maal met 'n half, dan moet ek 2 wees, en dit sê vir my die posisie waar die ding lê, posisie, is by posisie 9,5. Wat 'n bietjie weird is, hulle het hierso posisie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, en dan hier gaan 10, 11, 12 ensovoorts aan. So, dis reg daar waar hulle die ding split waar ons actually wil wees. So kom ons sit posisie 10 hierso, hy was 19, en dan net vir good measure, sit ons posisie 11 daar, so hy was ook 19. So posisie 9,5 is presies halfpad tussen hierdie chom en daai chom. Hoe doen ons dit? Ons sê 18 plus 19 gedeel deur 2, en dit gaan vir ons 18,5 gee. Daar is hy, dis hierdie chom. So hulle vra, watter een van die 2 mond- en snordiagramme hierbo is die een waarvoor ons soek, en dan sê ons wel, 1.3.1 is grafiek B, en ons rede is die mediaan is 18,5 vir die data. En die data en die grafiek.
OK. En dan 1.3.2 beskryf die skeefheid van die data. Nou, die maklikste manier om dit te doen is om net te kyk watter kant is lank en watter kant is kort. En ons sien hierdie kant is die lang kant. En hy is altyd skeef na die lang kant toe. So hierdie ding is skeef na regs. En daar het julle dit. Cool bananas. That's it, people. Dis regtig so maklik soos dit. Ek hoop dit gehelp. En natuurlik as jy enige ander vrae het, sit hulle onder in die comments. Ek help graag.